Eksodus, hoofstuk 33. Toe spreek die Here met Moses: Jy en hierdie volk wat jy uit Egipte laat optrek het, moet gaan en verder trek na die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek het hulle immers beloof met die woorde: aan jou nageslag na jou sal ek hierdie land gee. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit. Ek sal ook die Kanaaniete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Jewiete en die Jebusiete voor jou uitverdryf. Julle sal optrek na 'n land wat oorloop van melk en honing, 'n baie vrugbare land. Maar ek sal nie saam met julle optrek nie, want dit is 'n baie hardkoppige volk. Indien ek saamtrek, kan ek hulle langs die pad vernietig. Die volk was baie hartseer met die aanhoor van hierdie woorde, en niemand het enige juwele of versierings aangesit nie. Want die Here het Moses beveel: Jy moet vir die Israeliete sê: Kyk, julle is baie hardkoppig. As ek vir een oomblik saam met julle sou trek, gaan ek julle vernietig. Julle moet julle juwele en versierings afhaal. Ek sal kyk wat ek met julle gaan doen. Vanaf die berg Horeb, wat ook Sinaï genoem word, het die Israeliete nie weer juwele of versierings gedra nie. Moses het elke keer wat die Israeliete kamp opgeslaan het, 'n tent geneem wat hy ver buite die kamp opgeslaan het. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. As iemand die Here wou raadpleeg, het hy dan buite die kamp na die tent van ontmoeting gegaan. En wanneer Moses na die tent van ontmoeting toe gegaan het, het elkeen van die volk by die ingang van sy eie tent gaan staan en Moses agterna gekyk totdat hy daar ingegaan het. En sodra Moses ingegaan het, het die wolkkolom afgesak en voor die ingang van die tent gaan staan, en dan het hy met Moses gepraat. En wanneer die volk die wolkkolom sien staan voor die tent se ingang, staan die hele volk op, elkeen by die ingang van sy tent, en buig in aanbidding neer. Dan praat die Here met Moses soos 'n man met sy vriend praat, van aangesig tot aangesig. En nadat die Here met hom gepraat het, het hy teruggegaan na die volk in die kamp. Die jong man, Joshua, die seun van Nun, Moses se helper, het egter nie die tent verlaat nie. Toe het Moses vir die Here gesê: U het my beveel, jy moet hierdie volk laat optrek. Tog het u nie aan my gesê wie saam met my sal trek nie. Verder het u ook gesê: Ek ken jou baie goed, en jy het genade en guns in my oë gevind. Indien dit so is dat ek genade en guns in u oë gevind het, maak dan u planne aan my bekend, sodat ek kan verstaan wat u van my verwag, en ek dit dan doen. Hierdie is tog u eie volk. En hy antwoord Moses: Moet ek dan self met jou saamgaan en vir jou rus gee? Toe antwoord Moses vir hom: Moet ons nie van hier laat optrek, indien u nie self met ons saamgaan nie? Hoe anders sal dit dan duidelik wees dat ek en u volk genade en guns in u oë gevind het? Sal ek en u volk dan nie onderskei word van die ander volke op aarde as u met ons saamgaan nie? En die Here sê vir Moses: Goed, omdat jy genade en guns in my oë gevind het, en ek jou baie goed ken, sal ek doen wat jy gevra het. Daarop vra Moses: Kan ek asseblief u heerlikheid sien? En hy antwoord: Ek sal my genade, liefde, trou en goeie gesindheid by jou laat verbygaan. Ek sal self die naam van die Here uitroep. Ek gee genade aan wie ek genade wil gee, en ek gee ontferming aan wie ek wil. Jy kan egter nie my gesig sien en bly leef nie, want 'n mens kan nie bly leef as hy dit sien nie. Verder het die Here gesê: Kyk, jy moet hier by my op die rots kom staan. Ek sal jou in die rotskeer met my hand beskud wanneer my heerlikheid by jou verbygaan. Jy sal my dan van agter kan sien wanneer ek my hand wegneem, want niemand mag my gesig sien nie.